Soos wat ons vandag begin met ons begeleide gebed, wil ek jou nooi, kom ons skep 'n spasie en ruimte vir stilte en vir die Here. Vergeet vir 'n oomblik net van die goed wat pla en die goed wat jy moet beplan en alles wat vandag moet gebeur. Gun jouself die oomblik om stil te word. Spreuke 11 vers 24 sê, mense wat graag uitdeel ontvang altyd meer, as ander wat suinig is en hulle word arm. Ander vertaling sê dit so mooi in die moderne Afrikaans, dit sê dat die wêreld van iemand wat vrygewig is, word groter en groter. Maar die wêreld van iemand wat suinig is, word kleiner en kleiner. En vandag gaan ons die Here nooi om ons te help dat ons wêreld sal groter en groter word. Maar voor ons dit doen, kom ons dank die Here net vir sy vrygewigheid teenoor ons heel eerstens. Julle vrygewigheid is nie iets wat uit ons menslikheid uitkom nie, dit kom vanuit die hand van ons hemelse Vader. Dalk het jy onlangs genade van die Here beleef. Dalk was hy vrygewig teenoor jou en sy guns aan jou bewys. Dalk was hy vrygewig in sy voorsiening vir jou. Ek wil jou nooi, kom ons neem so 30 sekondes net en ons dank die Here vir sy vrygewigheid in ons lewens. Dit kan so maklik wees dat ons in ons lewe ergens 'n area is wat ons suinig word. Miskien suinig in ons perspektief teenoor mense. Mense het ons teleurgestel en ons is nie meer vrygewig in ons genade of ons liefde teenoor hulle nie. En ons hou vas aan die manier hoe ons dink oor mense. Ons laat gaan nie dit nie. Miskien vind ons onsself in fisiese suinigheid in ons lewens van gee. Jy dalk ergens jou vingers verbrand. Iemand traai help, het dit met my ook al gebeur, waar jy uit die goedheid van jou hart uit iemand probeer help en hulle misbruik jou en dan slaan ons hart en ons hande toe. Dit gebeur en is verstaanbaar ook dat dit gebeur. Die Here neem ons nie kwaadlik daarvoor nie. Maar vandag besef ons net weer opnuut, dis nie die beste manier om te lewe nie. Ons kan suinigheid vandag oorgee aan die Here. Suinigheid maak ons lewe kleiner en kleiner. So kom ons gee dit oor aan die Here. Dalk ook sommer daai seer waar iemand jou misbruik het of te nagekom het. Kom ons gee dit oor vir die Here. Neem nou 'n oomblik en praat jy met die Here spesifiek oor hierdie area in jou lewe. Laastens, vrygewigheid, soos ek vroeër gesê het, kom uit die hand van die Here. Dit kom eerstens van die Here en nie net om te stop by ons nie, maar om deur ons te vloei. Nou met dit in gedagte wil ek hê jy moet dink aan jou, wie daar is in jou lewe, 'n vriend, familielid, miskien 'n kollega, dalk iemand wat glad nie close is aan jou nie. Miskien iemand wat jy dalk die afgelope tyd gedink het is meer vyandig. Miskien iemand wat jy glad nie meer oor die weg kom nie. Jy het al besluit, jy kom net glad nie oor die weg met hierdie persoon nie. Nou ek wil hê jy moet dink daaroor en bid daaroor dat God kan jou dalk gebruik om vrygewig te wees teenoor hierdie spesifieke persoon. Nou in hierdie oomblik wat ons hieroor nadink, wil jy nie die Here vra om jou te wys teenoor wie wil hy hê, moet jy 'n gesindheid van vrygewigheid hê. Kom ons luister na wat die Here vir ons sê en dan bid ons ook vrygewige woorde teenoor hierdie spesifieke persoon. Hemelse Vader, dankie vir u vrygewigheid teenoor ons. Eerstens, Here, wil ons bely vandag en erken, Here, dat u vrygewig is en ons dankie, Here, daarvoor. Ons ontvang u
U vrygewigheid, U oop hand, U oop hart teenoor ons, Here. Ons ontvang dit en ons sê dankie vir U, Here. Here, ons is lief vir U en ons vertrou U en help ons, Here, dat ons wêreld ook sal groter en groter word, soos wat U vrygewigheid, Here, deur ons beweeg na ander mense toe. In Jesus naam. Amen.